Suid-Afrikaners ry elke dag verby hierdie huis. Maar hoeveel van hulle besef werklik hoe belangrik dit is in die geskiedenis van ons? In die 1850s was Potchefstroom die hoofstad en die regeringssetel van die destydse Suid-Afrikaanse Republiek. Dit is hier in Potchefstroom waar die ZAR sy naam verkry het, die ZAR se vlag ontwerp en aangeneem is en ook die eerste president van die ZAR was Martinus Wessel Pretorius en dit is hy wat in hierdie huis gewoon het vanaf Behalwe vir die huis is daar ook twee ander geboue op die plaas. Die gebou waarin ek nou staan is gebruik as perdestal, waanhuis en ook tuiekamer. Dit is ook waar die Basotho, 'n werker van die president, September. Aan die suidekant van die huis is die smidswinkel. Die president was 'n ervare smid en dit is hier waar hy sy metaalwerk en houtwerk gedoen het. Na oorlewering met sy eie hande het hy dit gebou in 'n tipiese Kaaps-Hollandse boustyl waarvan die skynskoors, ons kan sien die afgewitte mure, die baie eenvoudige fasade aan die voorkant, die relatief klein vensters. Al die kamers lei uit direk van die voordeur af, so daar is nie 'n gang of 'n lang ingangsportaal nie. Alles baie tipies van die tyd. In 1894 is die huis aan ene J.C. Bodenstein verkoop en in 1903 hulle het die huis baie verander en op foto's van destyds is die huis amper onherken. Die McLagans wou blykbaar op hierdie manier met hulle welvaart spog en het die presidentsie sommer Met Oudtshoorn in besit van die McLagans is dit gebruik as lesinglokale deur die teologiese skool. As dameskoshuis met Oudtshoorn in besit van die McLagans is dit gebruik as lesinglokale. Die doseerplek waar ons klasse gehad het, was die ou presidentswoning. Nie soos wat hy vandag lyk nie, dit was 'n groot woonhuis. En daar het ons ons lesse gehad. Daar het die professore vir ons klas gegee vir de 2 jaar. Toe aan die eind van 2 jaar, toe het hulle by die universiteit begin om op die huidige kampus waar ons nou is, 'n sinkgebou op te rig. Hoewel die huis reeds in 1971 deur Jessie McLagan aan die munisipaliteit verkoop is dit eers in 1981 as 'n museum Dit het 10 jaar geneem om die hervormde kerk uit die huis te kry, want hulle het dit toegebruik as stoorplek en huisvesting vir minder bevoorregtes. Ja, die huis self is gebou in 1857. Hy is gebou in 'n Kaaps-Hollandse styl met so 'n bietjie maar hy lyk nou basies wat hy sou gelyk het aan die begin. Hy is nou teruggerestoreer, al die latere aanbouings en dies meer is maar nou die tuin het ons ook uitgelê, is basies soos wat dit sou gelyk het in die tydperk toe die president gebly het met die roosbedding, wat ons van weet, die eikebome, die magnolia boom en dies meer. So ons het probeer om so naas moontlik aan die tuin het ons ook uitgelê, is basies soos wat dit sou gelyk het in die tydperk toe die president gebly het met die roosbedding, wat ons van weet, die eikebome, die magnolia boom en dies meer. So ons het probeer om so naas moontlik aan die oorspronklike. Wel hier is hy nou die man van die oomblik. Dit is korrek, ja. Wel hier is hy nou die man van die oomblik. Dit is korrek, ja. Soos president Martinus Wessel Pretorius en dan hy was 3 keer getroud geweest, president Pretorius. Sy eerste vrou Aletta Magdalena Smit. Hulle is getroud in 1848 in Port Natal. En hulle het 8 kinders gehad waarvan net 1 oorleef het, Christina Johanna Petronella. Nou, die ander 8 kinders is of baie vroeg dood of dood by geboorte. En dat die Smit familie spesifiek, sy eerste vrou is toe oorlede 1881
toe is hy in 1820 met die dame getroud, Catharina Botha. Sy was 'n weduwee, sy het kinders uit 'n vorige huwelik gehad. Hulle toe ook hier kom woon, plus op daai stadium het die president ook aangenome dogter. Sy eerste vrou is toe oorlede 1881, toe is hy in 1820 met die dame getroud, Catharina Botha. Sy was 'n weduwee, sy het kinders uit 'n vorige huwelik gehad. Hulle toe ook hier kom woon, plus op daai stadium het die president ook 'n aangenome dogter gehad, Johanna van Graan. Sy is toe later met een van Catharina. Die huis is ingerig soos rondom 1863. Die meubels is uit die tydperk, maar dit is nie oorspronklik nie. Die oorspronklike meubels en eiendom van die president is in die Anglo-Boereoorlog vernietig. Wat ook baie interessant was van die huis is dat hierdie was die presidentsie van die Transvaal. As 'n mens die term presidentsie gebruik, dink jy formele huis wat aan die staat behoort. As 'n mens die term presidentsie gebruik, dink jy formele huis wat aan die staat behoort. Jy bly net daar as jy president is. Nooit gebeur in die Transvaal nie. Die Vrystaat het die leksheid gehad van 'n presidentsie. Al die Transvaal presidente het hulle privaat woonhuise gebruik. Soos hierso, ander voorbeeld is die Kreerhuis in Pretoria. Daar was planne. Kan jy dalk vir ons meer vertel van die res van die huis? Ja, sekerlik. Kom ons gaan wys oor die kombuis. Daar's ook nog 'n paar interessante stories. Daarso. Die S is die middelpunt van die kombuis. Dit is gebruik om kos voor te berei en daar was heeltyd 'n vuurtjie onder die waterketel om warm water vir byvoorbeeld skottelgoed te maak. Ander vuurtjies is vir die koffieketel en die koffieboonrooster gemaak. Heel agter is die bakoond. Normaalweg was die bakoond van Transvaalse boerehuise by die agterstoep, wat die Pretoria's huishouding betref. Die binneoond was dus 'n luukse. Ek merk op dat die vloer 'n misvloer is. Jy het my ook vroeër vertel daarvan. Dan ons bietjie, hoekom het hulle dit? Ek merk Om mee te begin, die eerste huise was die hele huis 'n misvloer gewees. Want jou eerste initiële struktuur is maar eintlik basies tydelik. En dan later soos die geld en die goedes om inkom as nou vervang met plankvloere, maar jou kombuis het altyd 'n misvloer gehad. Praktiese reëling, jy maak kos met 'n oop. Nou as jy die vloer behoorlik gesmeer, dan is dit nou baie lekker hard, maar as hulle bietjie droog gemaak het en hy's nie heeltemal baie mooi gesmeer nie, dan gee jy nou maar mee. Daar's 'n pragtige storie dat die ou gereformeerde kerk in die dorp se misvloer, as dit gereën het, dan trek hy nou vogend, soos wat die misvloere nou maar doen. En as hy nou vogend trek, dan raak hy nou sag, en dan sit die mense en dan begin hulle so te sak in die kerkbanke, soos hulle nou maar in die misvloer en wegsink, want dit nou sag en klam geword. Sjoe, dit is nogal wat hier agter ons hang, Johan. Wat presies is die storie agter hierdie meneer? Hierdie is die vierkleur van die Transvaal. Hy is vir die eerste keer in Daar is 6 gemaak oorspronklik, een vir elke belangrike dorp van die Transvaal. Nou daar is 6 gemaak oorspronklik, een vir elke belangrike dorp van die Transvaal. Nou die Potchefstroom ene bestaan nog, die Rustenburg ene bestaan nog, die Pretoria ene. Die Schoemansdal ene is verbrand deur generaal Stefanus Schoeman. Generaal Stefanus Schoeman het geweier om die presidentskap eintlik van NW Pretoria te aanvaar of die sentrale regering. En hy was 'n verskriklike groot moeilikheidmaker. Stefanus Schoeman het gedink hy kan 'n beter job daarvan doen. So erg so dat 1860 is president Pretoria toe verkies as president van die Vrystaat ook. En hy is toe Bloemfontein toe. Die rede agter dit was om die twee republieke te verenig, die Transvaal en die Vrystaat. En die oomblik toe hy sy rug draai, toe lei Stefanus Schoeman 'n gewapende rebellie teen die regering, die Transvaalse burgeroorlog. Daar is op mekaar geskiet deur Stefanus Schoeman se sogenaamde volksleer en die staatsleer onder Paul Kruger. Omdat daar is 2 blokke van hierdie huis af, was daar 'n geveg gewees. Stefanus Schoeman het oor en weer die Vrystaat binne in buitentoe gevlug ensovoorts en uiteindelik in 1862
Toe het MW Pretoria teruggekom Transvaal toe om die saak te probeer besleg. Stefanus Koeman is toe onthef van al sy poste en is toe na sy plaas toe gestuur, maar het hom nie stilgehou nie, het nog steeds gekla en gemor en geneel oor alles. En hy het 'n doring in die vlees gebring. Die studeerkamer was 'n baie belangrike kamer in die huis. Hier het die president gewerk aan sy staatsdokumente, briewe gelees en geskryf en klagskrifte hanteer. Hier het die president ook mans ontvang. Destyds was dit taboe dat mans en vroue saamkuier. Mansbesoekers is koffie aangebied en tee is as vrouedrank beskou. Die president het ook met tabak geboer en hy het sy mansgaste tabak aangebied. Hulle het dit gesnyf, gepruim of gerook. Die kwisbedore of spoegbakke op die vloer lyk miskien soos blompotte, maar dit is gebruik om pruimtabak in uit te spoeg. Nou kyk hier, veral met hierdie pan hierso waarin jy vir jou 'n lekker middernagpies, veral met hierdie pan hierso waarin jy vir jou 'n lekker Verwarmer. Nou, wat jy gedoen het in die winter. Verwarmer. Nou, wat jy gedoen het in die winter. En dit is iets wat nou al vir baie lank voor die tyd wat dit gedoen is. Dit is iets wat al eintlik van die middeleeue af dateer. Die bedverwarmer is oopgemaak en daar's kole ingesit. En dan het jy die bed daarmee warm gemaak. Nou hoe dit gewerk het, baie mense dink jy sit hom en jy los hom, want dit is nie reg nie. Want jy het 2 matrasse op jou bed. Jy het bo 'n vere matras en onder 'n klapperhaar matras. Nou, al wat jy basies doen met die bedverwarmer, is jy maak die lugleegtes tussen die vere, maak jy warm. So jy bestryk basies net daai matras, en laat ons nou maar dood eerlik wees, is praktiese reëling om hierdie ding, dis geelkoper, hy's kokend warm, as jy in die bed gaan klim, en hy is nog steeds dan, gaan jy jouself brand. So, hy is ingesit, warm gemaak, en dan is hy uitgehaal. Hierdie vertrek lyk vir verskeie redes soos die belangrikste vertrek in die huis, aangesien die muurpapier so mooi is en die eetgerei so mooi gerangskik is, die tafelbedekkings. Vertel ons 'n bietjie meer wat presies het gebeur in die hoofvertrek. Dis hier voorhuis, kyk, die gaste is hier ontvang. Dit is ook hier waar jy jou beste en jou mooistes uitgestal het om die mense te beïndruk. Dis ook om die muurpapier is wat 'n baie duur kommoditeit was. Jy sou muurpapier eintlik net in jou voorhuis gekry het, waar die res van die vertrekke sou maar net beskilder gewees het. So die gaste het nou maar daar ingekom. Hierdie was die eetkamer ook gewees, maar dis ook hier waar die dames gesosialiseer het, hulle daar om die teetafel gesit. En natuurlik, dis hier waar die familie oggendgodsdiens gehou het ook, en dan die banke, so jy sien is ook redelik groot en breed. Hulle is genoem rusbanke vir 'n goeie rede, want hulle het ook diens gedoen as slaapplek. Daar was matrasse wat dan opgesit het, as daar ekstra gaste kom kuier, dan het hulle Baie dankie Johan, ek voel ek is 'n meer geleerde man nadat ek uitgestap het en ek het dit baie geniet. groot plesier, baie dankie vir die besoek. As jy weer verby hierdie Kaapse Hollandse huis ry, moenie deur die info daarvan mislei word nie. MW Pretorius was 'n baie belangrike man in Suid-Afrika se geskiedenis en 'n besoek aan die museum is beslis die moeite werd.